Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 27ste Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: 'n dubbele plaasmoord op Plettenbergbaai, egpaar sterf na aanval. Nuushooftrekke vir vandag: Polisiekommissaris moet sy rol verklaar by Madlanga kommissie. Dubbele plaasmoord, egpaar sterf op Plettenbergbaai. Suid-Afrika en China gaan nou diplomatieke bande versterk. Suid-Afrika moet nou self boor vir olie in die Karoo. Haie en Karif pak mekaar in VRK-wedstryd. Japaneese Grand Prix vind Sondag plaas. Inwoners van De Kruis, 'n rustige landelike gebied buite Plettenbergbaai, het gister met skok verneem van die dubbele moord op 'n paar in hulle 70's. Die polisie sê speders van die polisiekantoor in Plettenbergbaai ondersoek 'n dubbele moord nadat die lyke van 'n 71-jarige vrou en 77-jarige man op 'n plaas by Glenlourie ontdek is. Hoewel die polisie dit nie bevestig het nie, is een slagoffer volgens inwoners Dr. Jane Ludik, 'n sielkundige. Danksy 'n gekoördineerde poging tussen die polisie en die gemeenskapsveiligheidsstrukture is die voertuig agtervolg. Dit het naby Uniondale omgeslaan en die bestuurder het uitgespring en weggehardloop. Lydens 'n polisieverklaring is 'n 34-jarige man van De Kruis aangekeer. Hy staan in Uniondale in aanhouding. Hy sal in die hof verskyn wanneer hy aangekla word. Die motief vir die aanval is nog onbekend. 'n Polisiewoordvoerder het gister op 'n vraag of die slagoffers uitgeken is gesê die ondersoek is in 'n vroeë stadium en die polisie kan nie nou 'n inligting oor hierdie oorledenes bekend maak nie. Die VF+ in die tuinroete het gister in 'n verklaring gesê die voorval is 'n tragiese voorbeeld van die toenemende geweld en brutaliteit waarmee landelike gemeenskappe te kampe het en wat toenemend na die Wes-Kaap oorspoel. Die jongste voorval kom skaars 2 maande na die moord op Anneke van Heerden wat 54 jaar oud was, 'n oudspeder op 18 Januarie in die gebied van Keerboomstrand, nie ver van De Kruis af nie. Die polisie versoek enigeen met inligting oor hierdie voorval in De Kruis om die stopmisdaadnommer by 08600 10111 te skakel. Die nasionale polisiehoof gaan nie die aanklagte van korrupsie hoef te trotseer nie, maar wel aanklagte wat met sy rol as rekenpligtige amptenaar verband hou. Dit volg nadat dit Woensdag aan die lig gekom het dat 'n lasbrief op Massimola betekenis om in die beskuldigde bank verskyn, kort nadat die omstrede tenderpreneur Vusimuzi Katmatlala en 12 polisiebeamptes in die Landdroshof in Pretoria verskyn het. Hulle het verskyn in verband met die beweerde onwettige toekenning van 'n polisietender van R228 miljoen aan Matlala se maatskappy Medicare 24, Tshwane distrik in Julie 2024. Aan al die beskuldigdes buite Matlala, wat ook tereg staan op afsonderlike moordsaak, is borgtog toegestaan. Dit is nog onduidelik of die nasionale polisiekommissaris geskort sal word, tog is daar 'n sterk moontlikheid dat dit wel sal gebeur, veral as die regering wil wys dat 'n nuwe bestuur wil inbring wat korrupsie meer doeltreffend sal kan beveg. Suid-Afrika en China gaan nou meer as ooit tevore hulle diplomatieke betrekkinge met mekaar versterk te midde van voortslewende wêreldkonflik en politieke onstabiliteit. Adjunk-president Paul Mashatile het China bedank vir sy belegging in Suid-Afrika en die internasionale elektronika reus Hisense fabriek aan Atlantis as voorbeeld genoem. Ondanks die moeilike diplomatieke situasie oor die wêreld heen, sê Mashatile Suid-Afrika en China se betrekkinge bly tans baie sterk. In die omgewings- en infrastruktuursektor is ook vordering met samewerking in kleinhawens, visserye en aquakultuur, asook voortgesette onderhandelinge oor protokol en ooreenkomste waar marktoegang en tegniese samewerking sal versterk, het Mashatile aan die media gesê. Hy sê ook Suid-Afrika se benadering tot internasionale betrekkinge word steeds gelei deur sy nasionale belange, ontwikkeling en inklusiewe ekonomiese groei. Gwedi Mantashe, minister van minerale en petroleumbronne, het Woensdag kompleet soos president Donald Trump van Amerika geklink, wat verlede jaar in sy inhuldigingstoespraak gesê, "We will drill, baby drill." Brandstofpryse het in verskeie lande die hoogte ingeskiet weens die ontwrigting van skeepsvervoer in die straat van Hormuz, 'n belangrike deurgang vir sowat 20% van die wêreld se voorraad ruolie. Die impak van enige oorlog ter wêreld op Suid-Afrika is volgens Mantashe onverwendbaar. Die een is uniek omdat die olieryke streek geraak word en Suid-Afrika baie energie daaruit invoer. Dis is die enigste manier om onsself daarteen te beskerm, om te boor en weer eens te boor in die oliekom vir skaliegas in die Karoo, het hy gesê. 4 mans wat glo sakeondernemings en klein sakeondernemings in onder meer Khayelitsha vir geld afgepers het,
is Woensdag in 'n oor en weer skietery met die polisie dood. Volgens polisiebronne het polisiebeamptes glo die vermeende afpersers wat in 'n wit Suzuki voertuig gery het, 'n geruime tyd gevolg en die motorbestuurder hoor kan die Astron volstasie beveel om te stop. Die bevel is geïgnoreer, waarna wit Suzuki by 'n verkeerslig oor kan die volstasie deur die polisie voortgekeer is. 'n Provinsiale polisiewoordvoerder het gister die voorval bevestig en gesê 4 mans, wie se identiteit nog onbekend is in die voorval doodgeskiet. Daar is ook bevestig dat 3 vuurwapens op die toneel gekonfiskeer is. Dis amptelik, Suid-Afrika se strategiese oliereserwes staan tans op 8 miljoen vate. Die stand van sake blyk beter te wees as 2 jaar gelede, toe die nasionale strategiese oliereserwes op 7 miljoen vate gestaan het. Inligting uit 'n ontleding, die Amerikaanse Departement van Energie toon Suid-Afrika gebruik daagliks sowat 601.000 vate ruolie per dag. Beteken dit sowat 13 dae se voorraad. Nagenoeg 60% van Suid-Afrika se brandstof kom vanaf ingevoerde geraffineerde produkte, terwyl 40% plaaslik verwerk word. Suid-Afrika ontvang sy ruolie uit Afrika en die Atlantiese kom, nie die Midde-Ooste nie. Besendingsruolie op skepe deur die Straat van Hormuz word ongehinderd toegelaat om deur die seestraat te vaar. Lande wat te vernoot is van of in 'n alliansie is met die VSA of Israel teen Iran word nie deurgelaat is gesê. Die Reservebank wil nie te vinnig reageer op 'n pryskok aan die aanbodkant nie van die wêreldekonomie. In die geval oliepryse wat brandstofkoste sal beïnvloed, wat moontlik net tydelik van aard is nie. Dit beteken egter nie dat die Reservebank om blind staar teen die moontlikheid dat die oorlog langduriger kan wees as wat definitief Suid-Afrika se inflasie en ekonomiese groeikoers sal benadeel. Die bank verwag dat inflasie op kort termyn tot sowat 4% kan styg, veral weens brandstofpryse wat aanstaande week tussen R5 en R9 die hoogte in gaan skiet. As daar 'n skok opduik en inflasie beweeg weg van die teiken af, het ons beweegruimte om beleid aan te pas, het hy gesê. Niemand weet presies wat gaan gebeur, het hy gesê. Die Haie se hoofafrigter volhard met dieselfde agtal, terwyl 'n besering aan Grant Williams beteken dat Bradley Davids op skramskakel sal begin. Ethan Hooker keer terug op buitesenter. Hooker het die sege van 45-0 oor die Ierse klapspan misgeloop weens die dood van sy pa, maar sal saam met die kaptein Andre Esterhuizen hulle senterkombinasie hervat, terwyl Leroux Malan afskuif na die plaasvervangerbank toe. Die Haie tans 11de op die punteleer is in 'n stryd om oorlewing gewikkel om onder die voorste 8 spanne te eindig. Mercedes die Formule 1 pas aangeheer, betree Sondag die Japanese Grand Prix met die doel om 'n derde agtereenvolgende wedren, die eerste en die tweede plek te behaal. Mercedes het laas in 2020 sy seisoen met 'n 3-kuns van 'n oorwinnings begin, die seisoen wat deur die COVID-19 pandemie bemoeilik was en waarin Oostenryk se Red Bull Ring baan die eerste 2 wedrenne aangebied het. Die laaste keer dat Mercedes met 3 eerste en tweede plek agtereenvolgens begin het, was in 2019. Ferrari wat laas in 2004 op Suzuka gewen het en in die eerste 2 wedrenne tweede beste na Mercedes was, sal hoop om die uitdaging hierdie keer die hoof te kan bied. Mornay van der Berg wat 28 jaar oud is, het 'n besering opgedoen en die veld verlaat nadat hy effens mank geloop het. Die Johannesburger sluit vanmôre se kragmeting met die Walliese klapspan Dragons op Ellis Park. Gelukkig vir Ivan van Rooyen, afrigter van die Leeu's, het hy in die hoog aangeskrewe as Piet en Nico Steyn 2 uiters knap skramskakels. Benewens se plaasvervanger van der Berg sal die Leeu's ook 'n nuwe vaskopstit in hulle opdragspan hê. Dis omdat Asenati Ntlabakanye van dese week verhoor word nadat hy verlede jaar positief getoets is vir die gebruik van 'n verbode middel. Suid-Afrika het met 'n span van jong en onervare spelers die Swartpette met 3-2 in Nieu-Seeland geklop nadat die Proteas van 1-2 terug moes veg het om die T20 reeks te wen. Connor Esterhuizen se 57 lopies van 36 bale het die Proteas gehelp om die 4de wedstryd in Wellington met 16 lopies te wen. In Woensdag se 5de en beslissende wedstryd in Christchurch het Esterhuizen met 75 lopies van 33 aflewerings Suid-Afrika gehelp om met 33 lopies te kan wen. Glenn Roustkaba staan aan die vooraan van 'n moontlike mylpaal wanneer sy Sondag in Kaapstad in die Spar 10 km vroue wedloop haar aanslag op 'n 4de algehele Grand Prix titel sal begin. Hierdie gewilde wedloop wat om 7 uur in Vlyweg in Groenpunt wegspring, is die eerste in die reeks van 5 met wedlope wat ook in Durban, Pretoria, Canberra en Johannesburg beslis sal word. Kaba wat nou 31 jaar oud is een van 4 atlete wat die reeks 3 keer gewen het. Die ander is Renay Kalmer, Erwet van Sail en Tado Nare van Ethiopië. Die prysgeld vir die reeks beloop R2 miljoen. Die algehele wenner ontvang R210.000 met R105.000 vir die tweede plek en R80.000 vir die persoon wat in die derde plek eindig.
Die Bullebreier, Johan Ackerman het verlede week gesê, hy en sy span weet al te goed hulle is met tye te vrygewig, wanneer 'n besoekende spanne op Loftus Verveld kon speel. Die Leeu's en die Stormers het sover hierdie seisoen in die VRK met die Ligblaues op Loftus afgereken. Munster is môre Ackerman hulle sy volgende uitdaging in die VRK, die afskop om 1400 uur, tel in die Bulle se guns en John Honnett, losvoorspeler van Munster, sê hulle weet hulle sal die lugdruk en hitte, sowel as die tuisspan se groot fisieke agtal te bowe moet kom. Die Ierse toetsspelers Jack Crowley op loskakel, Casey skramskakel en Jeremy Lohman stit, het hulle die afgelope week in Kaapstad by die groep aangesluit. Lemie sê veral Crowley sal 'n verskil op Loftus kan maak. Crowley se tweestryd met die ervare Springbok loskakel, André Pollard, beloof om een van die hoogtepunte van hierdie wedstryd te wees. Rugby op TV vir die naweek is vandag om 1900 uur speel die Haie teen Cardiff, môre om 1400 uur speel die Bulle teen Munster, om 16:30 is die Leeu's teen die Dragons, om 1900 uur ook môre speel die Stormers teen Edinburgh. Al die wedstryde word op Supersport 201 en 211 uitgesaai. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasienummer is jou waardig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2232, Polokwane 1726, Lephalale 1931, Mbombela 1929, Mahikeng 1831, Pretoria 2132, Johannesburg 1830, Ermelo 1425, Kalahari 2031, Gaborone 2133, Richards Bay 2235, Pietermaritzburg 1632, Durban 2130, Port St Johns 1927, Pongola 2131, Maputo 2332, Bethlehem 1427, Bloemfontein 1624, Allewal Noord 1724, Welkom 1930, Vryburg 1831, Kimberley 1824, Appington 2031, Prieska 2130, Springbok 1730, Karasburg 2232, Keetmanshoop 2133, Mariental 2031, Alexander Bay 1626, Brandvlei 1931, Loederits Bay 1932, Vredendal 1630, Kaapstad 1722, Sutherland 1626, George 1631, Jeffreys Bay 1731, Kapara 1637, Grafreinet 1930, Kapogelas 1424, De Aar 1826, Molteno 1422, Beaufort West 2331, Oos-London 1836, Mabalane 2232. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.06 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.79, 'n euro verhandel teen R19.69, 'n pond kos R22.77, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $1,857, palladium per fyn ons is $1,357, silwer per fyn ons is $68.41, goud per fyn ons is $4,430, Brent olie per vat is $106.51. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en naweek word vir almal toegewens.